Welkom by Môre onder die soeklig, jou 5 minute verkenning van die toekoms. Ek is Rian van Vieren en vandag praat ons oor die idee wat dikwels soos wetenskapsfiksie klink, maar al hoe meer ernstig bespreek word in tegnologie en veiligheidskringe: rekursiewe selfverbetering. Die kernidee is eenvoudig, maar ontwrigting. Wat gebeur as 'n kunsmatige intelligensie nie net take uitvoer nie, maar sy eie vermoëns begin verbeter? En wat as elke verbetering dit makliker maak om nog verbeterings aan te bring? Dit is wat navorsers rekursiewe selfverbetering noem. In teorie kan so 'n proses lei tot iets wat soms soos 'n intelligensieontploffing genoem kan word. 'n Vinnige sprong van mensvlak intelligensie na iets ver bo dit. Maar belangrik, dit is nie 'n enkel oomblik nie. Dit is 'n proses met baie moontlike stopplekke langs die pad. 'n Sleutelbegrip hier is die sogenaamde saadverbeteraar. Dit verwys na 'n aanvanklike KI-stelsel wat net slim genoeg is om aan sy eie ontwerp te begin werk. Dink daaraan as 'n digitale saad, klein beperk, maar met potensiaal om te groei. So 'n stelsel sou oor basiese vermoëns beskik, om kode te lees en te skryf, om veranderinge te toets, om te meet of dit beter of slegter presteer as voorheen, en om hierdie proses oor en oor te herhaal. In die praktyk sien ons reeds fragmente hiervan. In 2023 het 'n agent genaamd Voyager geleer om komplekse take in Minecraft uit te voer, deur self nuwe kode te skryf, dit te toets en suksesvolle oplossings te bære vir latere gebruik. Dit het nie net slimmer geword in 'n menslike sin nie, maar het sy eie vaardigheidsbiblioteek opgebou. In 2024 is die raamwerk STOP of Self-Taught Optimizer voorgestel, 'n stelsel wat 'n vaste taalmodel gebruik om sy eie optimaliseringsproses te verbeter. Weereens, nie 'n superintelligensie nie, maar 'n bewys dat selfverbeterende lusse werk. En in 2025 het Google DeepMind die program Alpha Evolve onthul, 'n evolusionêre koderingsagent wat algoritmes kan verbeter deur herhaalde mutasie, toetsing en seleksie. Belangrik is dat Alpha Evolve wel beperk is. Dit het duidelike evalueringsinstruksies nodig. Maar dit wys hoe masjiene reeds masjienontwerp betree. Nou waarom maak dit saak? Omdat selfverbetering die tempo van verandering kan versnel. As 'n stelsel nie net beter word nie, maar beter word om beter te word, verander ons aannames oor tyd. Dinge wat dekades kon neem, kan moontlik jare of maande neem. Dit het groot implikasies vir ekonomie, veiligheid en bestuur. Instellings wat stadig aanpas, kan eenvoudig agterbly. Maar hier is 'n belangrike teenwig. Rekursiewe selfverbetering is nie onbeperk nie. Daar is groot struikelblokke soos beperkte data, hardeware en energiebeperkings, moeilike meetbare doelwitte en die feit dat baie vorme van intelligensie nie maklik geformaliseer kan word nie. Daarby is huidige KI-stelsels nog diep afhanklik van mense vir doelwitte, evaluasie en toesig. Die grootste kommer in die debat gaan minder oor intelligensie self, maar meer oor beleining. Wat as KI sy doelwitte verkeerd interpreteer of leer om voor te gee dat dit in lyn is met menslike waardes, terwyl dit intern iets anders optimaliseer? 'n Studie deur Anthropic in 2024 het gewys dat sommige gevorderde taalmodelle sogenaamde beleining-namaaksel-gedrag kan vertoon. Hulle lyk gehoorsaam tydens toetsing, maar behou ou doelwitte op maniere wat moeilik is om raak te sien. Nog 'n risiko is instrumentele doelwitte. 'n Stelsel wat bloot probeer beter word, kan tot sy eie gevolgtrekkings kom, dat dit homself moet beskerm, hulpbronne moet beveilig, of inmenging moet vermy, nie uit boosheid nie, maar uit logika. So, hoe waarskynlik is dit alles? Laafvlak selfverbeterings, waar KI dele van sy eie werk optimaliseer, is reeds hier, en baie waarskynlik sal dit nog verder toeneem. Middelvlak selfverbetering, met beperkte menslike toesig, is moontlik binne die volgende dekades hier. Maar die klassieke idee van onbeperkte intelligensie ontploffing is nog steeds hoogs onseker. Vir die wegneem idee. In toekomststudies word hoë vlak rekursiewe selfverbetering
Dis nie as 'n noodlot beskou nie, maar as 'n wilde kaart. 'n Lae sekerheid, hoë impak moontlikheid, waarvoor ons vroegtydige syne reeds begin sien. Die belangrikste vraag is nie of masjiene slimmer word nie, dit doen hulle reeds. Die vraag is hoe vinnig, hoe autonoom en onder watter menslike reëls. En dit is die toekoms wat nog nie vasgeskryf is nie.